Hallo en welkom. Ons gebruik dit elke dag vir ons oggendkoffie, om kos te maak, om skoon te maak. Maar het jy al ooit regtig gedink oor die ongelooflike reis wat water aflê? Wel, vandag gaan ons presies dit doen. Ons volg elke droppel, van 'n wolk hoog in die lug tot reg hier by die kraan in jou kombuis. Dit klink dalk eenvoudig, né? Jy draai 'n kraan oop en daar is dit. Maar die antwoord op hierdie vraag is 'n ongelooflike storie wat die natuur se krag en indrukwekkende menslike slimheid kombineer. So, kom ons begin by die heel begin. Hoekom is water so vreeslik belangrik? Ja, voor ons daardie epiese reis van wolk tot kraan aanpak, kom ons staan eers vir 'n oomblik stil. Kom ons kyk hoe diep water eintlik in die weefsel van ons daaglikse lewens ingevleg is. Jy mag dalk verbaas wees. Natuurlik, ons drink dit en ons was daarmee. Maar water is soos 'n onsigbare bestanddeel in amper alles. Dis die lewensbloed vir die kos op ons borde. Dis die koelmiddel wat ons industrie aan die gang hou. En dit wek selfs die krag op wat ons ligte aanhou. En kom ons wees eerlik, waar sou ons wees sonder 'n lekker swem op 'n warm somersdag? En as ons nou inzoom op ons eie huise, wel, hier's 'n verrassing. Die grootste waterverbruiker is dalk nie wat jy dink nie. Dis nie die stort of die wasmasjien nie, dis die toilet. Dit gebruik amper 'n kwart van al ons water. En hier's die regte skok. 'n Hele 13% van ons water gaan net verlore deur lekkasies. Dis water wat vermors word sonder dat ons dit eers gebruik. So, wat beteken dit alles per persoon? Wel, die gemiddelde volwassene gebruik omtrent 150 liter water elke liewe dag. Sjoe! Dis 'n verstommende hoeveelheid as jy daaraan dink. Van die toiletspoel tot jou koppie tee, dit alles tel vinnig op. Goed, so as ons elkeen 150 liter per dag gebruik, waar op aarde kom al hierdie water vandaan? Om dit te verstaan, moet ons bietjie uitzoom en kyk na die planeet se eie ongelooflike herwinningsstelsel. Hier is seker die belangrikste feit van alles. Die oorgrootste meerderheid van die water op aarde is soutwater. Ons kan dit nie drink nie. Dit beteken daardie klein bietjie vars water in ons riviere, mere en onder die grond is ongelooflik kosbaar. Gelukkig het die natuur 'n briljante plan om soutwater in vars water te verander. En daardie plan is die watersiklus. Dink daaraan soos die aarde se eie reuse loodgieterstelsel wat nooit ophou werk nie en dit word alles aangedryf deur een engine, die son. Dis basies hoe ons planeet se varswatervoorraad aanhou aanvul. So, hoe werk dit? Dit begin met verdamping. Die son bak op die see en suiwer waterdamp styg op, maar die sout bly agter. Dan kondensasie. Hoog in die koue lug verander daardie damp in miljoene klein droppeltjies wat wonke vorm. Wanneer daardie droppels groot en swaar genoeg word, kry ons neerslag, vars skoon water wat as reën terugval aarde toe. En laastens, versameling. Die water vloei in riviere en mere en die hele siklus begin van voor af. OK, so die natuur lewer die reën en vul ons riviere aan. Fantasties. Maar hoe presies kry ons daardie water uit die rivierbedding tot by die kraan in jou huis? Wel, dis waar menslike ingenieurswese die storie oorneem. Ons begin deur water direk uit natuurlike bronne te haal. Maar, omdat ons nie altyd op reën kan staatmaak nie, bou ons massiewe damme wat soos reuse opgatertanks werk. En ons gaan ook ondergronds. Ons boor diep om by versteekte waterbronne uit te kom. Om te verstaan hoe groot hierdie projekte is, kyk net na die Gariepdam. Dis nie net 'n muur wat water terughou nie. Dis die hart van 'n hele stelsel wat water deur 'n tunnel stoot wat oor 80 km strek. Dis om stede en plase honderde kilometers ver te voed en selfs om elektrisiteit op te wek. Dis ongelooflik. Maar hier's die volgende groot vraag. Die water in 'n dam is vol modder, blare en allerlei onsigbare kieme. Hoe verander ons dit in die skoon, veilige water wat ons elke dag drink? Wel, dis 'n hele multistap proses. Eers laat hulle die water in groot tanks staan sodat die swaar vuil goed soos modder en sand kan afsak na die bodem. Dan kom die slim deel, filtrasie. Die water word deur laas sand en grys gestuur wat selfs die kleinste deeltjies uitvang. Maar die heel belangrikste stap is ontsmetting. 'n Klein bietjie chloor word bygevoeg om enige gevaarlike bakterieë dood te maak. En eers dan is die water veilig genoeg om in reservoirs gestoor te word, gereed om deur 'n netwerk van pype na jou huis toe gepomp te word.
So, ons het water uit die natuur geneem en dit perfek skoon gemaak vir ons. Einde van die storie, reg? Nee, nie heeltemal nie. Die laaste en miskien die mees kritieke hoofstuk van hierdie storie gaan oor wat gebeur nadat ons die water gebruik het. Ongelukkig kom besoedeling van oral af. Fabrieke, gifstowwe en kunsmis wat van plase afspoel na reën by. En ja, selfs ons eie huise dra by, die riool en al die skoonmaakmiddels wat ons by die drein afspoel. En hier is die sleutelpunt. Dit help niks ons suiwer water vir ons eie gebruik net om dit vuil terug in die natuur te stort nie. Om die watersiklus regtig te beskerm, moet ons die sirkel voltooi. Ons moet die water wat ons gebruik het, ook skoonmaak. En dis presies die werk van 'n rioolsuiweringsaanleg. Jy kan daaraan dink as die teenoorgestelde van 'n watersuiweringssentrum. In plaas daarvan om 'n rivierwater skoon te maak vir ons, maak hierdie plek ons gebruikte water skoon sodat dit veilig kan terugkeer na die riviere. Die goeie nuus is, die krag om te help is in elkeen van ons se hande. En is regtig eenvoudige alledaagse goed. Om die kraan toe te draai terwyl jy tande borsel, spaar letterlik liters water elke keer. En onthou daardie 13% water wat weglek? Deur net daai een druppende kraan reg te maak, stop jy daardie vermorsing direk. Elke druppel tel regtig. En so eindig water se ongelooflike reis, van 'n wolk bo die see na 'n rivier, deur die hele suiweringsaanleg na jou kraan en dan hopelik skoon en veilig terug na die natuur. Nou dat ons die hele storie ken, is daar net een vraag oor. Wat is daai een klein verandering wat jy vandag kan maak om hierdie kosbare hulpbron te help beskerm?